Hier is 'n waarheid. Ons kan nie verby die waarheid kom nie. Hy is hier. Maar wanneer Jesus kom, dan leer die Bybel af, vra Hilton, wat is jou waarheid? Ek is baie dankbaar dat Homeby Stevie ons genooi het om Bodrivier toe te kom. Ek het al baie verbygery Kaap toe en so oor my skouer geloer. En sê eendag is eendag, ek gaan ons ook 'n bietjie Bodrivier toe. En die Here het dit moontlik gemaak. Vriende, ons sê baie dankie. Ons is hier vir 'n saak dierbaar is. Ons is hier in die naam van die Here. Die Here het 'n vraag vir Bodrivier. Die vraag is eenvoudig wat ons elke aand gaan vra. Wat is die waarheid omtrent myself? Ons is mos baie behep met waarheid, né? Ons het die waarheid, julle het die waarheid, dis die waarheid, daai is die waarheid, die kerk het die waarheid, daai gemeente, daai bediening het die waarheid. Maar wat by die Here saak maak, wat is jou waarheid? Hier is 'n waarheid. Ons kan nie verby die waarheid kom nie. Hy is hier. Maar wanneer Jesus kom, dan leer die Bybel af, vra Hilton, wat is jou waarheid? As jy saam met my? So hierdie week gaan die Here vra vir my en vir u, wat is jou waarheid? Jy weet mos so lekker wat is ander mense se waarheid. Kom ons vra vir 'n slag. Wat is jou waarheid? Die reeks, vriende, is vir mense wat ernstig is om hemel toe te gaan. Kyk, ek is eerlik as ek sê, my mense, ons like kerk. Is jy saam met my? Ons like kerk. Ons wil 'n mooi begrafnis hê. Ons is nie eens ernstig oor die hemel nie, maar my begrafnis moet uit die kerk uit. En hy moet smaak wees. Pastor self moet my begrawe. Jy is nie geworried oor jou waarheid wat saak maak nie. Wat is jou waarheid? My vriende, as u ernstig is oor redding, moenie kyk na bediening die week nie. Sê Here, ek wil net seker maak, my waarheid is uitgesort. Ons lees die woord van die Here in Openbaring 14, vers 6 en 7, vriende. Openbaring 14, vers 6 en 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. My vriende, as daar nou 'n boodskap vir ons dag is, vir die wêreld waarin ons lewe, is dit opgeteken in hierdie 2 verse wat ek nou vir julle gelees het. Die Bybel sê 'n engel kom in die middel van die lig en hy vlieg met 'n ewige evangelie. Ek moet vanaand begin om te sê, die evangelie wat ek vasaan hou, is 'n ewige evangelie. Is 'n evangelie wat 'n krag het tot redding vir elkeen wat glo. Jy kry evangelie, maar jy hoor 'n wassele evangelie. Jy kry evangelies wat opstaan en val, wat opkom en afgaan, maar daar is volgens die woord van die Here 'n ewige evangelie, die evangelie wat daar in Jesus is.
Die evangelie van Jesus is 'n ewige evangelie. Dit behoort nie aan Reinhard nie, dit behoort nie aan oom Johannes nie, dit behoort nie aan my seun, dit behoort nie aan my nie, dit behoort nie aan ons nie. Is Jesus se evangelie. En ons het hom kom kry, ons het hom nou, ons sal hom nie los, my vriende, want hy is ewig van aard. Die mense verander, halleluja. Maar Jesus nooit. Sy evangelie is altyd in die mode. Hy is nie nou in vir die jaarie. Hy is nie nou in vir die herfsie. Hy is niks met seisoene te doen nie. Hy is niks met die big days te doen nie. Hy is niks met nuwe jaar te doen nie. Hy is nie 'n Easter nie. Hy is elke dag altyd in die mode. Want Jesus self gister, vandag tot in alle ewigheid 'n ewige evangelie. Prys sy wonderlike naam, my vriende. Nou hierdie engel het 'n paar aspekte van die evangelie wat ons moet 'n bietjie oor nadink. Die engel sê in die eerste plek: vrees vir God. Vrees God. Hoekom sal ons nou alle Christene sê Openbaring is vir die laaste dag? Ons almal glo, dit is 'n eindtydboek hy. Nou. Hoekom sal hy nou kom sê hier by die einde? Ons het so baie al van die Here gehoor. Hoekom roep hy nou vandag vir ons in ons dae dat ons vir God moet vrees? Kan dit wees dat mense nie vir God vrees nie? Is die waarheid van my dat ek Here, maar ek vrees hom nie eintlik nie? Die engel roep ons tot orde, my vriend, en dit is om vir God te vrees. Ons is te bang vir ander mense. Ons het te veel respek vir mense, vir dinge, vir leiers van die wêreld. Min vrees en eerbied en respek vir die God van die hemel. Geen wonder hierdie engel kom en hy kom maak 'n oproep. Hy maak 'n beroep op ons om te sê, my vriend, wow, vrees vir God, want die waarheid omtrent jou hielten is, jy Here, maar ek sien nie enige respek vir God in jou lewe nie. Ons praat nie nou van bang wees vir die Here nie. Ons praat nie nou van bewe as jy hoor van die Here nie. Ons praat van respek vir God. Die wêreld waarin ons lewe, of jy in die stad gaan, of jy in die platteland is, of jy op 'n plaas is, of jy langs die pad is, mense het min respek vir God oor. En is tyd laat dit aangespreek word. Is tyd laat ons opkom vir ons God. Te veel skud ons koppe en ons stap weg wanneer sy naam vertrap word. Ons moet net slag sê, hallo meneer, dis my pa wat jy van praat. Jy moet hom respek, want hy is God, hy is nie net een van ons nie. Die Here roep ons vandag deur sy woord om eerbied vir God te hê. Die engel sê, gee hom heerlikheid. My vriende, ek moet eerlik met u wees. Ons lewe in 'n era waarin die mens lyk om geprys te word. As jy saam met my, as jy 'n ding oorgekom het, jy onthou video gehelp, was dit nie vir broer Hilton nie? Was dit nie vir suster dinge nie? Was dit nie vir dokter Kriegerie? Was dit nie vir hy krye nie? Alles behalwe, as jy was dit nie vir God nie. As dit swaar gaan, erken ons sy naam. As dit beter gaan, vergeet ons van hom sy rekoortjie. Want hy moet geprys word, hy moet geëer word, want hy is waardig, vriende. Om die waarheid te sê, ons lewe in 'n era waar mense eintlik opgeroep word, dat ons hulle kan prys. Maar God word nie so geprys nie. En in die dae wat ons lewe, kom die engel met 'n tyding en hy sê, mense, julle moet vir God eer toeswaai. Julle moet God die heerlikheid gee, want ek is wat ek is. Deur die Here wat my die krag gee. Vriende, ons is niks sonder die Here nie.
Ons kan vanaand gaan slaap, ons kan elke aand gaan slaap, ons kan nie beloof dat ons wakker word nie. Is God se genade, prys hom daarvoor. Mense wat perdfris en gesond is, gaan bed toe in die aande, en dan hoor jy net, hy het nie wakker geword nie. God se genade is vir ons genoeg, daarom kom hy alle lof en eer toe. Wanneer laas het jy gebed gedoen net om vir God te prys? Wanneer laas het jy net op jou knieë gesak om te sê, Here, ek kom nou net 'n bietjie eer aan U toeswaai, want U is so goed vir my. Sal God se hart nie goed voel as ons net vir 'n bietjie vir 'n verandering met dankbaarheid na hom toe kom? Kan ons hier 'n bietjie net gebede bid waarin ons net God eer en prys vir sy weldade nie? Hoekom moet ons net altyd wag vir iets groot om te gebeur? Elke dag is lewe uit sy hande wonderwerk. Amen. Ek het vandag uit George gery. Genade! Prys die Here daarvoor. Nie ek skit met 'n gevaarlike kar. Hey, was dit nie vir daai kar nie? Nee, was dit nie vir Jesus se hand van beskerming nie? Engel sê ons moet die Here eer, want hy is waardig. Hy sê, julle is die lig van die wêreld, en julle lig moet so skyn, sodat die mense vir wie kan eer, julle Vader wat in die hemel is. Hou op, prys soek. Wat is die waarheid omtrent jou, my vriend? Ons lyks geprys word. Maar is net een wat pryswaardig is. Jesus self. Die God van die hemel alleen kom alle lof en heerlikheid toe, my vriende. Die engel is nie klaar nie. Die engel sê, die uur van sy oordeel het gekom. Nou as baie mense wat, hulle hou van die Here. Hulle hou van kerk, hulle hou van dien, hulle is gelowig, maar moet nou nie die oordeel, moet nie worry van die oordeel nie, bro, ons het almal ons foute. Ons kan nie van die oordeel af wegkyk nie. Die oordeel is 'n werklikheid. Jy gaan miskien nie lewe tot Jesus kom. Jy gaan miskien nie doodgaan nie. Ons sê dood is seker. Die Bybel sê jy's bestem om eenmaal te sterwe. Miskien sterwe jy nie tot wanneer Jesus kom, lewe jy nog. Maar die probleem is, die oordeel is 'n werklikheid vir elke siel, en elkeen, sê die Bybel, sal voor die regterstoel van God verskyn. So ons kan nie weghardloop van die gedagte van die oordeel nie. En die engel sê, ons moet vir God vrees. Ons moet vir God heerlikheid gee. Ons moet hom dien. Die uur van sy oordeel is hier. Oordeel is 'n werklikheid, vriende. Ons kan nie die oordeel wegwens nie. En die hartseer van die oordeel is persoonlik. Dien maar die Here lekker in die bolling. Jy's in die bolling. Jy's in die bolling, maar die oordeel is nie 'n bolling saakie, is persoonlik. Een man op 'n skaal. Vra vir Belsasar, op die skaal is jy te lag, my vriend. Ek het jou nog nooit geken nie. Die oordeel is 'n persoonlike saak, my vriende. Baie van ons dien die Here, maar net saam met hulle. Ons dien saam by dinges. Ons dien daar saam. Is nooit vir jou persoonlik nie, maar by God. God sien nie daai groepie. Hy kyk vir jou. En hy hou boek van jou. Wat is jou waarheid? Is jy saam met my? Wat is my waarheid? As ek vanaand op die skaal moet klim, sal my waarheid vir my getuig of teen my. Elkeen in hierdie vertrek vanaand het 'n waarheid. Kyk, ons kan allerlei stories vertel van mense, maar jy kan nie die waarheid van jouself weghou nie. Jy ken jou eie waarheid vanaand. Dan sê die engel, aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
Vriende, in die wêreld waarin ons nou lewe, aanbid mense alles behalwe God. Kyk, ons is kerklik. Ons is godsdienstig, maar dit beteken nie ons aanbid vir God nie. Want hierdie engel, hy roep nie maar net uit wat hy wil uitroep nie. Hy is gestuur deur God self om te sê, mense, aanbid te slag die ware God. Kan dit wees dat ons kinders van die Here is, terwyl ons afgode aanbid? Miskien buig ons nie voor beelde nie. Maar ek wil vandag vir u sê, daar's afgode in ons samelewing waarvoor ons elke dag buig. Al sukkel ons nie op ons knieë nie, maar ons lewe getuig daarvan dat ons buig voor beelde, behalwe voor God. Ek wil graag van die afgode aan die voorstel vandag, my vriende. Die eerste een, hulle noem hom secularism. Secularisme, dis mense wat 'n houding inneem, mense wat 'n standpunt inneem van God moet net sy plek ken. Want daar's kere wanneer God 'n bietjie in my pad is, God wil my beperk, so God moet net daar wanneer ek hom nodig het. Okay, ons terrein is God, maar God moet net nie in my way kom. Baie van ons kinders van die Here soos daai. Ons is ja nee, ek sal kerk toe kom om my kind te laat doop of in te seën. Dan los my weer slag. Ek sal kom oujaarsdag aan, maar ek wil nou nie aanhou nie man, moet nou nie aanhou nie. Ek loop wel kerk, maar moenie in die week ook nog met my sukkel nie. So God is daar, maar hy moet net sy plek ken. Hy is 'n secularis, my vriend. Die waarheid omtrent jou is, jy aanbid nie regtig vir God nie. Om die waarheid te sê, ons lewe in 'n sekulêre wêreld, want God word net gehou vir dood en siekte. Kyk maar, hier's baie huise in ons samelewing. Hulle sit tent op as daar dood is. Die Here word geprys. Maar na die begrafnis, as hulle toegegooi het, dan moet die Here maar saam met die begrafnisondernemer weer terug gaan na waar hy vandaan kom. Totdat weer krisis in ons huise kom. As ons sulke Christene is, as ons sekulariste broer, ons aanbid nie die ware God nie. Wat is die Bybel se antwoord vir sulke mense? Die Bybel sê vir ons moet ons Skepper aanbid. En as jy jou Skepper ontken, as jy soos iemand, of jy stoot om een kant net wat jy hom nodig het, as jy soos iemand wat nou nie even sy eie familie ken, behalwe as hulle nodig het nie. Ons hou nie van sulke mense nie. Ons hou nie van dat mense in sy familie ontken of een kant toe druk, behalwe as dit nood en dood is. Maar ons wil vir God so behandel. Gaat slaap, staan op, ons lewe, staan op, slaap, lewe, tot die nood druk. Ons draai nog eers ons eie planne, as ons regtig kan nie, dan roep ons nog maar vir God aan. Die Bybel leer ons, aanbid die Skepper. Hy is die Skepper, Jesaja 40 vers 28 sê, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Die Here van die hemel van die Bybel is die Skepper en hy alleen moet aanbid word. Vrees God, my vriend. Gee hom heerlikheid. Aanbid hom wat die hemele gemaak het. Hou op, 2 spore loop, 'n bietjie Here en 'n bietjie jou eie kop se ding.
Wat is die waarheid vanaand, my vriend? Omtrent jouself. Wat is die waarheid vandag omtrent jouself, my vriend? Sou niks baat om Hanna met God te speel nie. Want die oordeel is 'n werklikheid. Kry jy mense wat hopeloosheid aanbid. Gelowiges en ongelowiges kla ewe hard teenoor mekaar. Woe, ek weet nie meer nie. Het jy nie God nie? Woe, my broer, ek weet nie waar hy ingaan ons nie. Hoe kan jy nie weet nie? Jy is 'n kind van die Here. Woe, broer, die Here weet. Ek het nie meer tale nie. Ek het nie meer raad nie. Ek het nie meer woorde nie. Ons weet nie meer waartoe nie. Hoe kan 'n kind van die Here so swartgallig wees? Weet jy wat is jou afgod? Nihilisme. Jy sien geen hoop en geen toekoms aan die ander kant die graf nie. Want dis jou God, my vriend. Miskien net u nie toekoms of 'n hoopie, maar ek het goeie nuus vir u. Ek dien 'n God wat nie net lewe nie, maar hy's 'n ewige God. Luister wat sê die Bybel omtrent hom. Jeremia 10 vers 10. Maar die Here is waarlik God. Is dit mooi nie? Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Baie belangrik, vriende, dat God 'n lewende God is en 'n ewige God is. Want as hy lewend is soos ek is lewend vanaand, maar u kan miskien hoor later, daai broer is nog al nie meer daar nie. Amen. Ek is lewend, maar ek is nog nie ewig nie. Maar die God wat ek dien is altwee. Hy is 'n lewende God en 'n ewige God. Jy kry baie smaad leiers in die land. Ons gaan nou nie name noem nie. Ons sien baie op na hulle. Hulle is net lewend. Amen. Michael Jackson, hy was net lewend. Amen. Elvis en wie is nou die dag ook dood? Hulle is almal net lewend. Even ons is maar net lewend, maar prys die naam van my God. Hy is nie net lewend nie, hy is 'n ewige God. Ons sal kom en gaan, maar hy is altyd daar. Kyk, ek is met julle al die dae van die lewe, tot aan die einde van die wêreld. Is baie goed om te weet dat my God lewe, want as ek nie geweet het of hy lewe nie, sal ek so staan en preek dat hy miskien al lankal gesterwe. Maar hy het beloof, hy is 'n ewige God. Hy leef altyd, sê die Bybel, om vir ons in te tree. Is die mooi nie? Is goed om te weet dat die God wat ek aanbid, daar is 'n toekoms met my God. Ek hoef nie swartgallig te wees en neerslagtig te wees en my skouers te hang nie, want my God lewe. Hy was dood. Hy het vir my dood gegaan, maar hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek dien nie 'n dooie God nie. En ek is bly daarvoor. My God is 'n lewende God. Jy kan gerus jou vertroue in hom stel. Die Bybel sê vir ons in 1 Timoteus 6 vers 15 en 16, hierdie God wat ons dien, hy alleen besit onsterflikheid. Die dood kan hom niks maak nie, want hy is ewig. As u God dood is, ek ken 'n lewendige een. I highly recommend him. 'n ernstige afgod in ons dag, vriende, is relativisme. Wat beteken dit? Mense wat sê, ek is wat ek ook al wil glo.
Wat goed is en wat sleg is, hang van omstandighede af. En of dit reg of verkeerd is, dit hang van die persoon en van die situasie af. Wat eties is, wat mooi is of wat lelik is, alles hang net af hoe jy kyk daarna. Mense sê mos, nee bro, ons sien nie alles dieselfde nie. Die man sê, of liewer die Bybel sê, ek maak vir jou 'n voorbeeld, die punt wat ek wil maak, die Bybel sê, jy mag nie steel nie. Kom ons wat 'n sterker, ja nee, is fyn. Jy mag nie steel nie. Nou is deze relativisme is jou God. Nou sê die broeder, ek weet ek mag nie steel nie, maar 'n mens moet na die omstandighede kyk. Dit klink soos in die hof nou, né? Versagtende omstandighede. In die woord van die Here is daar nie versagtende omstandighede nie. Hy sê jy mag nie steel nie. Punt. Jy kyk na die man werk. Die vrou werk. Die kinders is honger. Hulle klap heeldag aan my broek. Daddy is daar niks om te eet nie. Wat moet ek maak, bro? Die 10 rand lera, hy man het ek het nou nie bedoel om te steel, bro, maar bro, jy moet verstaan, God verstaan niks. Ons verduidelik sonde. Net soos Adam en Eva, Here, ek sal nie geëet het nie, maar hy slang omstandighede. Here, ek sal nie geëet het nie, die vrou wat U my gegee het, omstandighede. Relativisme is 'n ou afgod. Hy's in die kerk van die Here. Hy's in die huis van die Here. Die kinders van die Here maak goeie verskonings vir sonde. Saamwoon. Hy broer, almal doen dit. Kom ons is so erg wees. Jy moet 'n bietjie bykom, broer. Ek kan maar bykom. Ek weet nie of God bykom nie. Want hy verander nie. Die Here wat ek dien, hy is ewig en hy's onveranderlik. Sy ja is ja en sy nee is nee. Hy pas nie aan by omstandighede nie. Hy is niks te doen met wat die wêreld sê nie. Om die waarheid te sê, hy waarsku ons liewer teen die wêreld. My vriende, wat is die waarheid omtrent U vanaand? Wat is jou waarheid vandag, my vriend? Is jy ook maar net iemand wat dien volgens omstandighede? Ek is gewond. Ek kan nie meer daar nie. Ek kan bid nie meer daar nie. Ek het seer gekry daar. Ek het maar getrek. Omstandighede het laat ek teen God gedraai het. Dis die waarheid. Die draai nie teen mense nie. Die Here sê vir Samuel, is nie met jou wat hulle probleem het nie. Hulle wil nie meer my hê as hulle God nie. Jy is te doen met mense. God kyk nie soos ons kyk, vriende. Wat is jou waarheid, my vriend? As ons kan nou, wil hê God moet nou by omstandighede aanpas. Hoekom werk dit dan nie vir my huis nie? Ek is 'n pa van 2 seuns. Moenie vir my vertel, Daddy, ek het die kar gestamp, maar omstandighede. Daddy, ek het gevat van jou geld uit jou wallet uit, omstandighede. Daddy, ek het nou 'n kind swanger gemaak, maar ek dink ek het nie worry meer met haar nie, want ek het nie werk nie, omstandighede. Hoekom moet dit dan nie by my werk nie, maar dit moet vir God werk? In ons huis geld ons reëls, maar as God se reëls moet gedryf word, want ons is maar net mense. Nee, God het nie ons swakkelinge gemaak nie. Ons kan alles doen deur Christus wat ons die krag gee. Maar die kinders van die Here is te gou om te sê, ek moet dit vertel. Ek loop hier aan 'n dag, ek ry aan 'n dag. Eerste het ek gaan draf. Hier kom maar iemand met 'n boortjie, Bybel onder die blad, sigaret in die ander hand. Ek skrik so groot, ek sê, maar ek het nog my Kaapstad manier, hy Kaap pratery. Ek sê nog, met 'n eentjie,
Maar die ou het my nie verstaan nie, want ek het hy's 'n Engels ou, hy kan my nie verstaan nie. Volgende keer ry ek weer. Ek kan my vrou kom om die draai, ek sien dit kom weer broeder. Bybel, soet, eens in die hand. Ek sê Brenda, nee, ek gaan nou omdraai. Ek ry na die broer toe, die broer is nog ewe bedagsaam. Hallo broeder, hoe gaan dit? Ek sê broeder, al twee gelyk een hand. Gekoller en getaai, Bybel onder die blad, een is gereed. Ja brother, nee man. Sy antwoord, relativisme. 'n Mens is maar mens, bro. Wat is dit? Wat is dit? God sê die liggaam is die tempel van God. My vraag is, hoekom steek jou man nie hier aan waar ek nou staan en sê diebares, kom ons bly nie. Hoekom steek jou man net buite aan? As hy goed genoeg is vir buite waar jou lig moet skyn, dan moet hy hier ook werk. Ons kan nie met God speel nie, vriende. Wat is jou waarheid? Wil die Here weet vandag, my vriend. Die Here wat ons dien verander nie volgens Hebreërs 13 vers 8. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy word nie deur omstandighede beïnvloed nie. Hy is altyd dieselfde. Malagi sê ek, die Here verander nooit nie. Ek het nie verander nie. My vriende, daar is 'n ander siek God in ons samelewing. Om hom in eenvoudige taal te sit is, dit is selfbeheptheid. Opgemaak met myself. Narcisme is 'n siekte in die mensdom wat vir God verdring. Alles gaan oor my. Nee, gaan nie. Niemand was by my nie. Jy ken mos hy, ne? Selfs by die gelowiges, hulle het nie vir my geken in die saakie. Niemand het vir my dankie gesê agter alles wat ek gedoen het nie. Ek is klaar met hulle. Hulle het geen waardering vir my nie. Sien nie? Wat is, die Here soek 'n waarheid nie. Die Here soek 'n waarheid van my en van u vandag, my vriende. Hierdie mense lewe net vir hulle self. En die hartseer van alles is, hulle is binne in die Christendom ook. Hulle sit in kerke, baie van hulle lei ons kerke. Die gemeente is op hulle nerves, want iemand het nie 'n tyd met die leier gepraat, die leier vat nie so nie. Is goed om orde te hou, maar as dit oor jou gaan, sê saam met my, ons het nie 'n probleem met orde nie, want die Bybel sê God is nie 'n God van wanorde, hy is 'n God van orde. Orde is dodelik as dit gaan oor God se eer, maar as dit gaan oor ek was nie geken nie. As jy saam met my, ons wil net die verskil kry. As dit oor die eer van die Here gaan, amen, prys sy naam, maar as dit oor my gaan, het God 'n probleem daarmee. Oordadige selfbeheeftheid en selfverydeling, hulle eie geluk, hulle eie gemak, selfs ten koste van siele wat verlore gaan. Ek uit vanaand, nooit het jy wind gevoel, nee brother, stuur die jakentjie. Phone vir die bro, hy ken die wind, hy kan maar loop in die wind, ek gaan nie vanaand 'n oop deur gaan vat nie, want ek loop hier in die koue, nie hierdie ekke nie. Jy vergeet, waar is jy uitgehaal? Iemand het die koue trotseer vir jou redding. Is dit die waarheid? Iemand het sy laaste broodgeld uitgehaal om vir my te help toe ek in my sonde rondgeploeter het. Nou is ek iets. Nou kyk ek weer. Ek kyk na die by wie se huis.
Nee, moenie my vir een mens vra nie. Moenie vir my sê, as net een nie. Moenie, daar by die plakkers, nee. Geef vir die manne wat nou eers het te kwaai geraak. Die waar is, God soek jou waarheid. Hy wil weet wat is die waarheid omtrent ek en u. Hy roep ons tot ware aanbidding van die ware God in hierdie dag. Ons moet ophou kerk speel. En met God bedoel. Sê Here, nie ek, maar Christus moet in my verhoog word. Nie ek, maar hy gehoor word en gesien. Ek leef nie meer, sê Paulus, maar Christus leef in my. Paulus sê, ek sterf elke dag. Eie ek, hoort nie in 'n Christense lewe nie. As ek nie vandag 'n waarheid het wat omtrent ons, waar ons nog sukkel met die eie ek, my vriend, dan moet ons bely en laat staan. Amen. En sê, Here, ek kom nie vanaand vir die volk bid nie. Ek bring vanaand my eie ek wat in stryd met u is. Die Bybel waarsku ons, my vriende, in 2 Timoteus 3 vers 2, dat in die laaste dae sal mense liefhebbers van hulle self wees. Mense sterf elke dag in sonde. Want ons is so behep met ons eie gerief. Ons gee nie om nie. Want ons besorgdheid is, ek en my huis is uitgesort. Vriende, elke week as ek na 'n begrafplaas kyk, dan breek my hart, want ek wonder, ken hy mense, Here? Ek wonder, moes ek nie dalk iets gedoen het in hy persoon se lewe nie? Ons is gou om te sê, hoor wie is nou dood, hy is seker reg ideaal toe. As jy ons werkie, ons het 'n plig teenoor hy persoon gehad. Jesus het die hemel verlaat, want dit het nie oor hom gegaan nie. As ek en u vanaand liefhebbers van onsself is, God ken hy waarheid. Die probleem wat ons eintlik met God het is, ons kan net ons medegelowiges, ons kan net ons huismense, ons kan net ons straatmense mislei, ons kan ons kollegas by die werk mislei, maar ons kan nie vir God mislei nie. Hy ken jou waarheid, my vriend. Ek en u kan van Jesus leer as dit by selfverloning kom. Ek en u kan by Jesus leer as dit by opoffering kom. As dit kom by omgee vir ander, kan ons van Jesus leer. Ons moet bid, Here, gee my 'n hart verander. U se hart. Die gesindheid wat daar in Jesus was. 'n beter voorbeeld as Jesus self kan ons nie kry nie. Daarom sê hierdie engel eenvoudig, vrees hom, gee hom heerlikheid en aanbid die ware God. Hy is 'n magtige God, my vriende. As niks wat hy nie kan doen nie, maar in sy groot liefde ontferm hy hom liewer oor ons. Weet jy hoekom ons vanaand min mense wat lus het vir God se teenwoordigheid? As 'n ander God, sy naam is hedonisme, plesier. Die afgod van ons dag, een van die groot beelde van ons dag, is die plesier van die wêreld. Saam met my? Plesier is waaroor alles draai vir sommige mense. As dit lekker is dit goed.
saam met my? As dit lekker is dit goed en die Bybel waarsku ons my vriende dat ons moenie die wêreld en die dinge van die wêreld lief hê. Die wêreld se goed is mos lekker, ek kom uit die wêreld uit. My oom, ek kom uit die wêreld uit en ek het sommer die wêreld, ek het die plesier gesoek dwars deur die nag. Ek het soggens huis toe gekom agter die plesier van die wêreld. As ek in die oggend by die huis kom en skakel ek my kar so eentjie van die huis af. Dat hy so rol huis toe. Ek hou my so aan die slaap soos my ma roep, Hilton. As ek soos 'n man, maar sy weet eintlik die waarheid. Sy het my gehoor, myself bedrieg. Ek is in die nagte op die straat agter die plesier van hierdie wêreld. Probleem in die wêreld se plesier, hy kom met 'n prys. Hy kom met 'n letsel. Hy kom met merke. Jy kan dit nie wegwens nie. As ek so nou en dan voor die spieël staan, dan sien ek die wêreld se letsels. Om die waarheid te sê, die Here trek jou aan weer 'n bietjie reg. Kyk maar iemand wat so by die Here groot raak en bly by die Here. Jy sien die verskil dag en nag tussen daai persoon en die een wat die plesier van die wêreld gejaag het. Baie van ons kinders sterwe jonk agter die plesier van die wêreld. Die tronk is vol, die hospitale is vol, die begrafplase is vol, die wêreld is vol verdriet, ouers lê en worry, wat gaan Saterdag aand oplewer? My kind is agter die plesier. Jong kinders se liggame moenie uitgedra word wat die plesier van die wêreld gesoek het. Hy moet die prediker hoor sy woorde val om dit nog 'n bietjie mooi te maak, maar die waarheid is die sonde het 'n prys. Die Bybel sê die sonde baar die dood. Ons probeer goedhartig wees om dit mooi te praat, maar God se woord sê, pas op, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Die Here waarsku ons vriende. Die hartseer van dit alles is, hy plesier duiwel het nou ook in die kerk oorgespoel. As die kerkie lekker is, as dit nie 'n regte kerkie. Mense loop nou van kerk tot kerk agter die lekkerheid. Hey, was jy by die diens? Hey, broer. Hey, die gees. Wat was die woord? Bro, ek het nie so mooi, maar die jong, hy koordans. Hey bro, jy het gemis, ons het eers 10 uur uitgekom, jy het uitgemis, bro, wie jou ganse ding is, weet jy, is net dit, is net die lekker. Wat het jy, ek sien nie 'n verandering veel in jou lewe nie, wat het jy al van die, vertel my 'n bietjie van Jesus, kyk jy, gaan die oudie vir jou bring, maar ek ken nie so lekker nie, maar een ding is lekker, As lekker jou God, my vriend, wat is jou waarheid? Kerke van die Here word gebou op lekker. En dan kom die mense. My vriend, God sien die waarheid. Hy het sy waarheid. Wat is ons waarheid vanaand? Baie mense probeer om maar die kinders hier te kry, maak die diens lekker vir die kinders. Ons gaan nie lekker hemel toe nie. Die Bybel sê as jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. Die wêreld sal nie van julle hou nie, want julle is nie van die wêreld nie. As hulle dit met die groenhout gedoen het, hoeveel te sê met die droëhout? Dis wat die Bybel leer, vriende. Nou wil ons die kerk lekker maak. Lekker het 'n prys. Jy sien, lekker is 'n saad. Jy saai. Kinders kry lekker. Stap hulle verby die teven. Hulle ken hy lekker. Klaar geoefen. En dan sê hy, mama, ek kan nie vanaand diens nie, ek het skoolwerk. Ek moet vir dinge gaan sien as dit aan toe.
Nou kan jy nie verstaan nie, want dit het oor die lekker gegaan. My vriende, om God te vrees, is 'n persoonlike verhoudingssaak. Is nie 'n lekkerte, is nie 'n fun, is nie 'n plesierbootdien nie. Dit is 'n stryd wat ons moet stry om oorwinning te verkry. Om die Here te dien is 'n lewe van selfverloning. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die eer van God. Hy moet in my verheerlik word, alles die koste wat vra vir jong mense, Sadrag, Mesach en Abednego, koning, maak wat jy wil. Ons is jong, so, wat is jou punt? As ons nie vir hom kan lewe nie, sterwe ons liewer vir hom. Wat is jou waarheid, my vriend? Wat is die waarheid? Omtrent jouself. Gaan nie soms van die diens af en sê, die diens was nie lekker vanavond. Vergewe my, laat ek lag. Ek bedoel nie om te lag nie, maar die waar is ons met wakker skrik. Die vyand is sleg. Die laaste afgod waarmee die Christendom sukkel, is materialisme. Ek is wat ek besit. Ei ouers, ons het swaar. Die kinders soek name, broer. Is dit ook nie so, broer? En julle moet Kaap toe reis, ek hier vanaf. Somerset Mall toe. Moenie moet kwara goedjies kom nie. Ons soek regte name. Is dit so, sister? Ons moet skuld maak. Ons moet loans maak. Ons moet kepitek toe, want die kind sê, mama, ek gaat nie lag nie. Ek gaat nie lag, mama nie. Kyk, ons lewe nou in 'n tyd ouer, waar ons moet gehoorsaam wees vir die kinders, nee. Is dit so hier ook? As die kinders praat, moet ons hop. Ons moet hop, die kinders wil mis dit hê vandag. As jy nie 'n kind is as jy nie man is wat in die Here gegrond is bitter daar om 'n ouer te wees. Jy roel nie jou, hy sê kinders sê nou, mama, ek soek heiding. Ja, maar waarvan moet ons, mama, asseblief. Ek kan nie idee, hy sê het gaan met, maar my kind Mr. Price is, ne? Mama kan van mama by Mr. Price, kom nie van my. Jy is wat jy het. Nou is dit in die kerk van die Here ook, ons kinders dreig ons om nie kerk toe te gaan, tensy hulle nie 'n sekere naam het nie. As dit hier kom, hy arme ouers. Hoor die broer weet, het gaan bitter, want hy moet in wees. As jy nie in is jy uit in die samelewing. Of jy 'n kerkmens is, of jy ongelowig is, dit gaan swaar met materialisme as dit jou God is, my vriende. Dankie, broer. Die Here roep ons tot ware aanbidding. Die Here wil hê ons moet ophou kerk speel. Ons moet ophou net ons name op boeke het. Ons moet ophou hier behoort en daar behoort. Ons moet 'n slag aan hom behoort. Ons moet hy koortjie sing, nou behoort ek aan Jesus. Jesus behoort aan my, nie vir 'n jaar of tyd alleen, maar tot in ewigheid. Al dra ek uit pepstores uit, ek behoort aan Jesus. I'm a child of a king of kings. My klere hoef nie name te hê nie. My kar hoef nie 'n naam te hê nie. My phone kan uit die mode uit wees. Ek is 'n kind van 'n koning. My vader is koning. Ek is Jesus se kind. Ek kla oor geen woning waar ek ook al mag bly. Die Here bou self 'n paleis daar vir my. Vriende, is Jesus se kind? Is jy seker jy's 'n kind van die God van die Bybel? Die Here waarsku ons in 1 Johannes 2:15 tot 17. Moenie die dinge van die wêreld lief hê nie. Want hierdie wêreld en sy dinge gaan verby.
is tydelike dinge. Bedink die dinge wat daarbo is. Sit jou hart op, waar jou hart is, of waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Soos ons vanaand, die sit met ons eie waarhede, jy ken waar is jou. Ons het nou net 'n nuwe plasma TV, is nogal waar is hy TV, waar hy het ek die deur gesluit, of het ek die deur gesluit. My nuwe TV is by die huis. Die woord gaan uit, maar ek is seker dat ek hom gesluit. Die Here asseblief, hou tog maar net hy TV dop. Wêreldsgoed, my vriende. Ons ken die Here nie, ons is nie so besorgd oor waar hy is, soos oor waar is ons goed in nie. Moenie die dinge van die wêreld lief hê nie. Leer van Jesus. Filippense 2:5 sê, ons moet sy gesindheid hê, 'n gesindheid van, hy het arm geword vir ons, hy het 'n diensknegt geword vir ons, hy het 'n slaaf geword vir ons, hy het dood gegaan vir ons. Hy was 'n misdadiger geag vir my. Sy gesindheid moet in ons wees. Nie liefde vir die wêreld en sy dinge nie. Jesus se gesindheid, my vriende. Die Bybel vra, Matteus 16:26. Wat sal dit die mens baat? Die waar is, selfs as kinders van die Here, is ons baie keer so lief om die wêreld so goed te vergader. Dan noem jy dit, kyk hoe seën die Here my. Kyk hoe seën die Here my. Hey, kyk hoe seën die Here my. Die Here se seën rus op my. Daar's hongere mense. Daar's behoeftige mense. Jy gebruik hierdie goedie deel uit soos Jesus. Ons vergader om 'n show vir onsself op te sit, want ons het die wêreld goed lief. Mense vergaan in die lende en ons krap bakke kos uit vir die hond en mense is honger langs aan voor die pad. Maar as ons hier by die huis van die Here kom, dan sê ons, Amen, prys die naam van die Here is goed, maar ons is nie soos die Here nie. Ons is sy kinders en hy wil deur ons lewe. 'n hart vir ander mense, nie vir onsself nie vir die dinge van die wêreld, die vriende. Die Here roep ons tot orde. Die Here roep ons tot orde om ophou neer te sien op ander, maar om te gee vir ander soos Jesus. Die Bybel sê, hy het nie omgegee om niks te word vir ons, my vriend. Is hy nie dierbaar nie? My vriend, bepeins u soms die prys wat Jesus betaal het vir my en vir u om gelowiges genoem te kan word. Saam met hom aan die kruis het die Heiland my sonde gedra. Ja, vrywillig het hy aan die kruis uitgelei, sodat hy al my skuld kan betaal. Saam met hom aan die kruis. My vriende, die Here roep ons vandag tot ware aanbidding. Hoe lank moet die kinders van die Here kerk speel? Mooi lyk, goed voorkom, belangrik lyk, uitgesond wees, terwyl mense sterwe sonder God. Die waar is, wat is u waarheid vanaand? Ek myself vra, wat is my waarheid vanaand? Baie keer praat ons maklik. God ken ons waarheid. Mag Here ons vanaand help terwyl ons na hierdie diens geluister het. Vandag help terwyl ons aan hierdie diens luister dat ons sal eerlike slag met onsself wees. Sê ja, Here,
Miskien is ek 'n sekularis, maar U is die skepper. Miskien is ek wanhoopig, maar U is 'n lewende, ewige God. Miskien lewe ek vir die plesier van die wêreld. Of ek het dinge gaan vir ons omstandighede by my. Miskien is ek 'n materialis, wat ook al, Here, maar U is alles. U is 'n liefdevolle, vergewensgesinde God. U is almagtig, U is alomwetend. As niemand soos U nie. Mag ek vanaand, mag ek vandag, mag ek in hierdie uur U as God van my lewe aanneem. Vergewe my, Here. Dit is vanaand die gebed van my hart, dat ek net tevrede was om 'n kerkmens te wees. Dat ek net tevrede met myself in my eie oë was. Vergewe my dat ek vir alles 'n verskoning en 'n verduideliking gehad het. Al is dit ook in stryd met U wil. Vergewe my vir wie ek regtig is. En verander U my, Here. Want ek kan nie myself verander nie. Die waar is die evangelie van Jesus wil ek vashou. Hierdie evangelie van Jesus sal ek vashou. Hoekom, broer? Want daar's geen ander evangelie nie. Wat van nie? Wil jy nie vanaand die God van die evangelie, die ware evangelie, U eie God maak? Ten spyte van U eie waarheid, daar is 'n groter waarheid. Sy waarheid. Kom ons maak sy waarheid my waarheid. U waarheid, dan weet ons is by 'n veilige waarheid. Ek wil vanaand hierdie Here 'n nuwe kans in my lewe gee. Wil jy nie saam met my staan? Dan praat ons met die Here. En vra die Here om ons genadig te wees. Want sonder hom, wat sal van ons word? Kom ons staan en bid ons saam. Here, ons prys U. U genade is vir ons genoeg. Ons is nie vanaand werd om U naam aan te roep nie. Want U het ons vanaand ontbloot vir wie ons is. Maar U is nie in die besigheid om vir ons in die oë te sit nie. U is nie daarop uit om ons te verneder nie. Om die waarheid te sê, U wil ons oprig. U wil ons uit die moddersluik optel, Here. Ons beroep ons vanaand op die God van die Bybel, die ware God. En ons vra, Here, asseblief, gee ons nog 'n kans. Soos ons hier voor U verteenwoordig word vandag, vra ons dat U wat die waarheid omtrent ons elkeen ken, dat U vir ons U waarheid sal gee. Sodat ons veiligheid en vrede in U kan vind. Red ons uit, Here, vir 'n plek in die koninkryk. Help ons om van vandag af te lewe, sodat U in ons lewens verheerlik kan word. Dat wanneer ons in die straat afloop, by die werk, by die huis, by die kerk, dat mense sê, daai broer vrees die ware God. Hy broeder, aanbid die skepper van hemel en aarde.
God word verheerlik in sy lewe. Here, vergewe ons menigvuldige sonde. Dankie, Here, dat u bloed nog nie sy krag verloor het nie. Dankie dat hy kosbare bloed nog sonde witter as sneeu kan was. Dankie vir die bloed wat kragtig is en magtig is om elke vlek te verwyder. Reinig ons vanaand met hy kosbare bloed, Here. Asseblief, Here, witter as sneeu. Ja, witter as sneeu. Dankie, Here, vir 'n voorreg wat ons kon hê om u woord te kan verkondig. Verander ons nou, Here. Ons wil nie hier uitgaan sonder u nie. Bly by ons. Gaan slaap saam en as ons slaap, hou die waak oor ons, rig ons op en bly by ons elke dag tot aan die einde van ons lewe, Here. Wees my God, Here. Kom woon in ons harte. Kom in vandag. Kom in met krag. Kom woon in ons harte, Here Jesus. Ons smeek het vanaand, Here. Nie op grond van ons goeie werke nie, maar op grond van u reddende genade. Red ons, Here. Want ons kan nie onsself red nie. Ons bid dit in Jesus naam. Tot ons weer ontmoet, Here, as ons weer by mekaar kom, om weer 'n kykie in die woord te kry. Bring ons weer op 'n bepaalde tyd by mekaar en seën ons weer, Here. Ons smeek dit in Jesus se naam. Amen.